You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms when I awoke. Geliefdes, normaalweg met 'n erediens soos vandag, sal die persoon wie voor staan begin deur elkeen van julle te groet. En dan plaas dit julle in 'n baie moeilike en 'n vreemde situasie van, moet julle nou teruggroet of nie? Het die persoon wie voor staan, het hulle dit gedoen omdat hulle bloot maar net ordentlik wou wees? Of is daar 'n verwagting dat julle moet teruggroet? En ons het nou al oor die jare so geleer, dat as ons groet met 'n moeilike diens soos vandag, is daar so 'n handjievol wat teruggroet en die ander weet nie eintlik wat om te doen nie. Baie kere is julle so vasgevang in die pyn en die ongemak en die leemte wat gepaard gaan met hierdie dag, dat julle net nie eens krag het om terug te kan groet nie. Daarom gaan ek vandag se erediens begin deur nie op die tradisionele manier te groet nie, maar eerder deur die volgende stellings bekend te maak. En dit is dat ek is bly elkeen van julle is vandag hier. Ek is dankbaar dat julle die tyd geneem het en dat julle gekies het om hier vandag te wees. Ek is bly dat ons as gemeente NG Kempton Park Oos elkeen van julle ook kan bystaan in hierdie tyd van nood. En ek is uiters dankbaar dat elkeen van julle vir Monique en vir Christopher en hulle nabye familie in hierdie swaar tyd met seker een van die grootste tragedies wat 'n ouer kan ervaar, om 'n kind af te staan aan die dood, dat julle hier saam met hulle is. Geliefdes, daarom gaan ons vandag in ons gebrokenheid, in ons hartseer, saam na God toe uitreik vir hoop en vir troos. En ons gaan afskeid neem van Milay Gous. Ons as mens is nogal geneig om as kenners na vore te kom rakende die wil van God. En ek wil graag net 'n bietjie agtergrond hier gee. As daar enigiets in ons lewens gebeur, of dit goed of sleg of neutraal is, dit gee nie om nie, is dit baie algemeen om die woorde te hoor, maar dit kom van God af. Dit was die wil van God. Dit is die rede waarom dit gebeur het, dit kom uit die hande van die Here. Of in sekere gevalle dan is dit die rede vir die Here dat sekere dinge nie gebeur nie. As iets positief gebeur, hoor ons al te gereeld, maar God seën ons. En dit wat ons ontvang het, is 'n geskenk van die Here af. En geliefdes, hierop reageer ek met 'n groot glimlag en sê, absoluut. Dit is wat die woord van God ons leer. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie so hulle verander of verduister nie. Alles wat goed is in hierdie lewe, die positief wat ons ervaar, is 'n God gegewe geskenk, want hy is lief vir ons. Maar die vraag dan, wat as iets negatief sou gebeur? Dan hoor ons dalk iets soos volg, maar dit is steeds God se wil, ons sal dit dalk net nie verstaan nie. Maar ons moet steeds aan hom vashou, ons moet steeds glo en ons moet steeds hoop, want hy is die een wat in beheer is, hy sien die groter prent. Ons sien nie dit alles wat nog voor lê nie. Of dalk hoor ons die bietjie donkerder en swaarder woorde, maar die rede waarom daar negatiewe dinge in die lewe gebeur is, omdat God ons straf vir iets wat ons verkeerd gedoen het, vir sonde wat nog nie afbetaal is nie. Irrelevant of iets goeds of slegs in ons lewens gebeur, ons as mens is geneig om enigiets en alles na die Here toe te ken, sy optrede. Dit is waarom ek hierdie gedeelte beginne deur te sê, ons as mens kom nogal na vore as kenners rakende die wil van God. Want ons sê al te maklik, maar hierdie en daardie en dit en dat, dit is alles uit die hand van God. Die vraag wat ons onsself dan moet afvra, is dit waar?
Is alles wat in hierdie lewe gebeur goed of sleg? Is dit die Here se wil? Is dit alles ooreenstemmend met wat die Bybel vir ons leer? Ek het klaar uitgelig dat die positiewe in hierdie lewe kom van God en dat die Bybel dit ondersteun. Daarom gaan ek hierdie volgende geleentheid gebruik om na die negatief te kyk. Ek wil 'n paar voorbeelde uit die Bybel met julle deel, wat hopelik julle sal lei in die pad vorentoe om bietjie meer duidelikheid rakende hierdie te kry. Lang terug, as ons in die Ou Testament gaan lees, het God die Israeliete, hulle het 'n pad mee saamgestap, hulle het in 'n verhouding ingetree, hulle het bekend gestaan as die verbondsvolk. God het vir hulle gesê, maar my kinders, my wil vir julle is om gehoorsaam aan my te wees, is om my wil bekend te maak, die 10 gebooie uit te leef. Hoe meer en meer ons die Ou Testament lees, hoe meer en meer kom ons agter, ja, die Israeliete het dit van tyd tot tyd gedoen, hulle het namens die Here geleef, maar daar was hoeveel geleenthede wat hulle lynreg teen die Here opgetree het, hulle reuns op God gedraai. God se wil vir hulle was, leef as my kinders, leef heilig, leef gehoorsaam. Daar's hoeveel geleenthede waar hulle presies die teenoorgestelde gedoen het. Nou moet ons die vraag vra, maar die Jode wat ongehoorsaam was dit die wil van God? Omdat die vraag wat ons hier probeer beantwoord, is alles wat in hierdie lewe gebeur, is dit die Here wat dit so gekies het? Het die Here gekies dat die Israeliete ongehoorsaam moet wees, al het hy sy wil aan hulle bekend gemaak om gehoorsaam te wees? Of is die meer korrekte ding om te sê, dat in hierdie spesifieke situasie, het God se wil nie geskied nie? Die volgende voorbeeld, Kain wat vir Abel vermoor het. Die Here het Kain se Abel, of het Abel se offer aanvaar, maar nie vir Kain se nie. En Kain het kwaad geword hieroor. Maar as 'n mens mooi gaan lees, het die Here hom gewaarsku. Hy het vir hom gesê, Kain, as jy die goeie doen, dan wag daar blydskap vir jou. Kies die regte pad en blydskap sal die antwoord wees. Maar hy het hom verder gewaarsku en gesê, as jy sleg doen, die sonde wag vir jou in. Die sonde gaan jou oorheers. Ek dink ons almal weet, wat het Kain toe op die einde van die dag gedoen? Hy het sy broer doodgemaak, sonde het oorheers. Gaan ons dan vandag die standpunt inneem en sê, maar dit was eintlik die wil van God, laat sonde moes oorheers. Dit was eintlik wat die Here wou gehad het, dat hy hom sy broer sou doodmaak. Of is dit beter om te sê, in hierdie spesifieke situasie het God se wil nie geskied nie. Die laaste voorbeeld, Moses het op die berg van Sinaï geklim, waar hy vir God ontmoet het, en hy het vir 'n geruime tyd het daar bo spandeer. Dit is waar hy die 10 gebooie ontvang het. Maar omdat hy vir so lank op hierdie berg was, het die Israeliete ongeduldig geword. En hulle het besluit, maar hulle gaan dinge in hulle eie hande inneem. En hulle het toe almal se goud gekry, die vrouens, die kinders, die seuns en die dogters. Destyds was dit baie algemeen, dat die jong seuns en dogters allerlei goue oorbelle en hangertjies sou gedra het. Hulle het al daai goud gekry, gesmelt, en hulle het toe vir hulle 'n goue kalf gemaak en dit begin aanbid. God se wil vir die Israeliete was, dat Moses hulle sou lei, deur die leiding wat hy op die berg van Sinaï ontvang het. Onthou, dit wat Moses daar gekry het, was die 10 gebooie. Baie mense verwys na die 10 gebooie as die opsomming van God se wil in die Ou Testament. En ek wil eintlik 'n vinnige vraagie vra, julle hoef daarom nou nie hardop te antwoord nie. Maar wat is die tweede gebod? Jy mag geen beeld of afbeelding maak en dit aanbid nie. Maar dit is dan presies wat die Israeliete gedoen het. Gaan ons dan vandag sê, maar die Israeliete wat 'n afgod gemaak het en aanbid het, was eintlik die wil van God? Ons kan nie, want die Bybel sê, dit is teen die wil van God om presies dit te doen. So die beter stelling om hier te maak is, God se wil het hier nie geskied nie. Ek lees 'n gedeelte vir julle uit Prediker 9 vers 11. Let wel uit die 2020 vertaling, dit sê, weer het ek onder die son gesien
Die wedloop is nie vir die vinniges en die oorlog is nie vir die krygshelde nie. Brood is ook nie vir die wyses, rykdom is ook nie vir die verstandiges en guns is ook nie vir die kenners nie. Want tyd en toeval is bepalend vir almal. Ek wil julle weer herhaal, want tyd en toeval is bepalend vir hulle almal. Geliefdes, die punt wat ek hierdeur probeer maak, daar's baie dinge in hierdie lewe wat gebeur, wat nie die wil van God is nie. Ek dink baie kere spring ons al te vinnig en al te maklik en sê, maar Here, U is die oorsaak van die, U is die oorsaak van daai. Hoeveel kere wys ons vingers so maklik vir die Here, hoekom het U dit gedoen? Baie kere vat ons dit dalk tot op so 'n punt en sê, maar die Here is die oorsaak van die afsterwe van 'n geliefde dogter. Waar God eintlik saam met elkeen van ons vandag hier treur oor dit wat gebeur het. Die Here wil nie hê sy kinders moet seer kry nie. Dit pynig hom om te sien hoe ons gestamp en gestoot word deur hierdie gebroke wêreld. Toe ek die nuus gehoor het, toe Christe vir my gebel het dat Minay gesterf het ek self nie woorde gehad nie. Wat kan een sê om so pyn te probeer verlig? Ek het nie antwoorde gehad op die waaroms en die hoekoms nie, en geliefdes, ek staan vandag voor julle en ek sê dit weer. Ek het nie die antwoorde nie. En ek weet hoeveel mense soek antwoorde. Ons as mens wil weet waarom. Waarom het hierdie nie gebeur nie? Waarom is daar nie vroeër ingegryp nie? Wat as dit sou gebeur het? Wat as dat sou gebeur het? Daarom wil ek vandag met elkeen van julle deel, antwoorde bring nie genesing nie. As ons antwoorde het, gaan dit absoluut niks verander aan dit wat gebeur het nie. Wat wel genesing moontlik maak, is die wete dat God vir Monique en vir Christopher hulle bygestaan het, steeds doen, en 'n pad saam met hulle sal stap vorentoe met almal van julle. En dat hy vir Milay vasgehou het, van die begin tot die einde toe. Geliefdes, my hoop vir elkeen van julle vandag, is dat as julle na God toe sal uitreik, dat julle nie die laksman sal sien nie, maar die vertrooster, die saligmaker, die Messias, die een wat lewe bring. Ek dink te veel en onnodig maak ons die Here uit as die laksman. En aan terselfdertyd word ons aangemoedig, maar keer terug na hom toe, vir troos en vrede. En vir baie van ons is dit moeilik. Wat moet ons doen met hierdie verhaal van die Here kom neem van ons iets so na in ons hart, maar hy moet ons terugkeer na hom toe vir liefde en vir troos. Die botsing wat daar plaasvind, maak nie sin nie. Die Here is sagmoedig. Hy is genadig. Hy is ons geneesheer. Geliefdes, volgende beweeg ons dan oor na die bietjie meer persoonlike gedeelte van vandag se erediens. Ons gaan na die huldeblyk en die bedankings toe oorbeweeg. Ek gaan eers vir Monique vra om na vore te kom en dan direk daarna sonder aankondiging kan Christopher ook na vore kom. Eerstens wil ek net dankie sê vir almal wat gekom het vandag. Dit is vir my so mooi om te sien hoe baie mense Milay aangeraak het en hoe baie almal omgee. Vandag wil ek iets doen wat geen ouer ooit veronderstel is om te doen nie. Niks berei jou voor om jou kind se laaste outfit te kies nie, of hulle kussie uit te kies nie. Om dit erger te maak, moet mense doen voordat ons ooit die kans gehad het om werklik saam te leef. Ek wens vir niemand hierdie pyn toe nie. Ek het gedink ek ken die dood en ek weet hoe om dit te deel, maar totdat dit jou eie kind is wat jy moet groet, is dit 'n heeltemal ander ballgame. Milay was net 'n kort rukkie hier op aarde, maar sy het 'n leeftydse liefde in ons harte geplant. En net bietjie minder as 11 weekies het sy 'n plekkie vir altyd in ons harte gevind. 'n Ma is nie veronderstel om jou kind se huldeblyk te doen of te skryf nie, maar ek sien dit as die grootste eer en ietsie wat ek vir my dogtertjie kan doen. In plaas van die seer en die rou, kies ek om die mooi en die positief te sien. Milay was gebore op 30 April, 11 minute oor 1 in Parkland St. Mary's Hospitaal.
Dit was een van die skerigste dae van my lewe. Ek onthou nog voor ons in theater ingegaan het, toe het my man my gevra, het ek gebid, en wat presies het ek gesê? Toe sê ek het nie woorde nie, maar ek het net gevra, liewe Jesus, asseblief en amen. Niks anders nie. Ek het geweet, Jesus het geweet wat ek wou sê. Vandat Milay gebore is, het sy gefight. Ek het nog nooit so klein mensie gesien, met so groot wil om te lewe nie. Sy was en sal altyd ons klein wonderwerk bly. Dan wil ek net aan my man sê, baby, dankie vir elke drukkie, vir al die trane wat jy afgevee het, en dankie dat jy my altyd herinner het om te glo en te hoop. Jy was langs my met elke oproep, met elke doktersafspraak, en met elke moeilike besluit. Ons is letterlik deur hel die laaste paar maande, en ek dink die mense sal ooit dit verstaan nie. Ek weet jou hart is net so stikkend soos myne. Jy was vir Milay die beste pappa, sy het jou stem geken en sy het jou liefde gevoel. Al was haar tydjie kort hier, het sy geweet sy is onbeskryflik lief. Ek is jammer dat ons saam hierdie pyn moet dra, maar ek is ook dankbaar dat ons dit altyd saam dra. Ons sal altyd haar mamma en pappa wees. Milaykie, my poppie, dankie dat jy my gekies het om jou mamma te wees. Dankie vir elke oomblik wat ek langs jou kon fight. Jy het mamma geleer wat onvoorwaardelike liefde regtig beteken. Jy het 'n deel van my hart saam met jou hemel toegevat, en ek dink nie ek sal ooit weer dieselfde kan wees nie. Ek sal altyd wonder hoe jou laggie sou klink, en wat se kleur oogies jy sou hê. Mamma weet, jy het nie meer seer nie, en jy is veilig en jy is gesond. En wanneer dit eendag my beurt is om my oë vir ewig toe te maak, hoop ek met my hele hart dat ek die eerste gesiggie wat ek sal sien, joune sal wees. Tot dan, rustig my liefie kind, mamma is altyd lief vir jou. Dan wil ek net graag 'n brief lees van my ma af. Ek was bevoorreg om Milay een keer te ontmoet. Soos baie ander het ek ongeduldig gewag vir foto's en updates van haar vordering. Ek was deel van haar lewe, nie net as 'n spectator nie, maar as 'n ondersteuner. Ek het Monique en Christopher se vreugdes, vrese en hoop gedeel van die oomblik wat sy opwagting gemaak het. Buiten vir haar boetie, dink ek nie ek het al so baie gebid vir iemand soos vir haar nie. Haar kort lewe het my baie geleer. Ek het geleer dat Monique en Christopher meer liefde en lojaliteit het vir hulle kinders as wat baie ander mense het. Hulle het baie fight in hulle. Hulle het nooit opgegee nie en daarvoor wil ek dankie sê. Hulle het met 'n intensiteit lief gehad asof hulle aan die lewe wou hou met hulle liefde. Haar pyn was hulle pyn en disappointment. Haar sussie Alea wil oorlog maak om vir haar te gaan haal by liewe Jesus en vir haar mamma te bring om pyn te verlig. Ons is almal hartseer dat ons haar nie sal leer ken of oorlag nie. Ons sien uit daarna om haar in die opstanding te ontmoet. Tot dan weet ons sy slaap rustig en sonder pyn. Lief vir jou ouma. My liefste Milay, my liefste engeltjie. 10,5 weke lank het jy vir ons gewys wat dit is om te veg. Wat 'n voorreg om jou klein handjie in myne te kon vashou. Die Here het jou na huis toe geneem, geen pyn meer nie. Net vrede in sy arms. Dankie dat jy my jou ouma gemaak het. Ek sien uit na die dag wat ons weer ontmoet. Slap sag my engeltjie. Ouma is vir altyd lief vir jou. Voor ek begin met die bedankings wil ek ook net iets vir my pop sê. Ons harte is seer, my pop. My en mamma se lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. En jou plek in ons harte sal altyd leeg bly. Ek as jou pappa het die laaste paar weke 'n paar goed geleer. Ek het geleer dat ek jou baie lief het en baie sterker is as wat ek gedink het. Maar pappa is nie sterk omdat ek wil wees nie. Pappa is sterk omdat mamma en jou boeties en sissies my nodig het. Pappa beloof, pappa sal altyd mooi na hulle kyk.
My pop, ek beloof dat ek jou nooit sal vergeet nie. En ek sal jou altyd lief hê. Rustig my pop, ons is lief vir jou. En dan het ek net 'n paar bedankings wat ek wil doen. As ek iemand mis, ek's jammer. Aan ons vriende en ons familie wil ek baie dankie sê dat julle ons gehelp het hierdie tyd. Spesiaal Reino, Nadine en Tom en Angelique. Julle was net goed vir ons die laaste ruk, of eintlik nog altyd. Dan Dr. Ndau en Dr. Henny en Dr. Kasekanga en al die nurses by Parkland. Sonder julle sou die journey net baie moeiliker gewees het. Almal wat finansiëel bygedra het, ek weet almal is nie dalk nou hier nie, maar almal wat gehelp het, dit het baie vir ons beteken en dit die las drasties van ons skouers afgehaal. Monique se kollegas, ek weet van julle is hierso. Ek sê vir julle baie dankie dat julle ons so bygestaan het, veral met goed soos kos en al daai. Ek sê vir julle baie dankie. Dominee Werner, Dominee Bram, Tannie Linda en almal by die kerk, die tannies wat help met die kos en goed vandag. Ons sê vir julle ook baie dankie. Monica by Doves en haar span, julle het die las ook vir ons baie minder gemaak en dinge baie vir ons maklik gemaak. En dan wil ek vir my vrou sê, baie dankie. Iets soos die is net baie makliker met jou by my sy. En dan ek dink die grootste dankie is, liewe Jesus, dankie dat U altyd daar is vir ons en ons so mooi vashou. Nou is dit jou tyd om ons poppie vas te hou. Aan al drie van julle baie dankie vir die pragtige woorde. Ek dink almal van ons hier stem ooreen. Ons verstaan nie waartoe julle gaan nie, maar ons is hier vir julle en ons wil julle ondersteun hoe ook al ons kan. Geliefdes, volgende beweeg ons dan oor, julle kan net so bly sit, 'n lied gaan speel wat die familie uitgekies het, kyk gerus na die woorde en waar ook al dit julle lei, vra vir die Here dat hy julle ook so sal vashou. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart.
Geliefdes, so in die teenwoordigheid van die Here, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat ons vandag eerstens U kan aanroep en dat ons kan weet U is hier teenwoordig. U weet van al die seer en die swaar kry en die trane hier vanoggend. En Here, daar waar ons nie weet wat om vir U te sê, hoe om wat ons voel te verwoord nie, wil ons eerstens vir U kom dank, want ons weet die Heilige Gees dra dit wat so swaar op ons harte is, aan na U toe. U weet of ons dit sê of erken of nie. U weet wat aangaan. Maar Here, in hierdie gebrokenheid en in hierdie seer, wil ons vir U vra, kom druk ons styf teen die bors. Vir baie van ons vandag is daar nie lig aan die einde van die tonnel nie. Daar is net seer kry en rou en verlies. En ons vra asseblief dat U saam met ons 'n pad van genesing sal stap. Want sonder U is dit nie moontlik nie. Sonder U sal ons verlore wees, sal daar nie hoop of vrede wees nie. En daarvoor dank ons U. Maar ek vra ook so, Here, dat die boodskap van vandag nie 'n probeerslag sal wees om ons seer uit te kanselleer of te verwyder nie, maar dat ons bloot eerlik met U kan wees. Erkenning kan neem van dit wat voor lê, maar deur dit alles kan vashou aan die belofte wat U vir ons maak. U woord wat vir ons 'n toekomsverwagting gee. Wees asseblief met elkeen hier vandag. Lei hulle, versterk hulle, en laat ons so altyd na U sal kyk, as die vertrooster, die een wat die pad ligter maak. In U naam alleen, amen. Geliefdes, ons boodskap vir vandag, omdat ek reeds 'n baie belangrike punt bietjie vroeër uitgelig het en die familie my gevra het om dit nie te onnodig lank uit te rek nie, wil ek graag hierdie geleentheid gebruik om bloot een ding te probeer doen. En dit is om julle persepsie van die dood te probeer verander. As ons vandag vir enige iemand met wie ons paai sou kry sou vra, wat beteken die dood? Wat beteken dit om te sterf? Sal 'n groot hoeveelheid van hulle iets in die lyn soos volg sê. Maar dit is die einde. Dit is 'n doodloopstraat. Dit is 'n grens wat ons bereik en daar is net nie iets agter hierdie grens nie. Of dan in ander woorde, dit is die finaliteit van een se hele bestaan. Bedoelende baie mense is van die oortuiging, maar nadat ons gesterf het, is daar niks. Nie 'n ewige vrede of 'n rustigheid of 'n stilte nie, daar's niks. En dit is oor sulke persepsies dat baie mense enige iets en alles in hierdie lewe sal doen om suksesvol te wees, om geld bymekaar te maak, status na te jaag, titels, materialisme op te gaar, die lys gaan aan. Want volgens hulle is al wat ons het, die hier en die nou. 'n Ander persepsie wat baie mense ook het rakende die dood, is dat die dood amper iets van 'n mislukking is. Bedoelende sukses word gemeet in iemand wat lewe. En indien iemand sou sterf, is dit dan 'n mislukking. En geliefdes, dis absoluut te verstaan dat ons so daaroor voel. Ons wil hê ons geliefdes moet lewe. Hoef nie eens 2 keer daaroor te dink nie. Elke liewe een van ons hier vandag, die wie inskakel deur middel van die internet, wie later op YouTube gaan kyk, ons het so gehoop en beklei en gebid dat Milay, dat sy sou lewe. Daar was hoeveel medici, hoeveel personeel, mense wat vir Christopher en Monique hulle bygestaan het. Almal wat beklei het vir dieselfde uitkoms, Milay, lewe. Maar omdat dit nou ongelukkig nie so uitgedraai het nie, kan party van ons met die gedagte sit, maar die dood is eintlik maar net een groot mislukking. Die dood word grootendeels reg oor die wêreld beskou as negatief. Of omdat baie mense glo daar is niks aan die ander kant van die grens van die dood nie, of omdat dit ons 'n geliefde ontneem van 'n kans tot lewe. En geliefdes, as dit nie vir Jesus Christus was nie,
sou ek saamgestem het met hierdie stellings. As dit nie vir ons Here was nie, sou ek gesê het, ja, ons moet maar beklei en selfsugtig wees in hierdie lewe, want dit is al wat ons het. Maar Jesus het aarde toe gekom. En baie mense sê, ja, maar dis nie die Bybel wat daarvan getuig. Nee, daar's baie geskiedkundige literatuur wat getuig, maar daar was 'n man met die naam Jesus, Jesus van Nasaret. En hy het ons sondes op homself geneem, hy het op die kruis gesterf en hy het dit afbetaal. En toe het daar iets baie unieks gebeur, met die dood, die impak, die uitwerking daarvan. Ek lees 'n albekende gedeelte uit Johannes 11, vers 25 tot 27, dit sê die volgende. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in alle ewigheid in my glo sal nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Jesus maak dit hier baie duidelik, maar hierdie doodloopstraat, wat ons dink die dood is, dit is nie waar nie. Daar is iets na die grense van die dood. Dit is lewe. Bedoelende, al sou ons hier op aarde sterf, is daar iets wat vir ons wag, 'n ewigheid, 'n lewe saam God. Jesus het die mislukking, die finaliteit, die einde wat die dood verteenwoordig, het hy verbreek. Dit het verander na 'n oorgangsfase toe. Hier mag dalk 'n paar van julle wees wat mooi opgelet het, soos ek gelees het en gesê het, maar ja, dit is waar. Jesus het 'n ewige lewe vir ons kom gun, maar die teks sê spesifiek, Jesus se woorde is, die wie in hom glo, sal lewe. Glo bedoelende, die wie doelbewus 'n keuse vermaak, wie doelbewus die hand van Christus neem. Milay het nog nie daardie vermoë gehad nie. Sy was nog nie in stand om so ietsie te kon doen nie. So wat nou van haar? Is sy ontvang in die arms van die Here? Wat het sy beleef toe sy haar oogies hier finaal toegemaak het? Geliefdes, enige kind wat gebore is in 'n Christelike huishouding, is outomaties deel van die verbond met God. Is outomaties ingesluit in die beloftes wat God gemaak het, dat hy ons God sal wees, dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. 'n Ander manier om hierdie punt dalk oor te dra, wat dit op 'n bietjie op 'n humoristiese vlak dalk sal oordra. My kollega spot baie keer en hy sê, maar as ouers 'n kindjie kry, hulle het nou slim geraak, hulle sê nog nie wat die kindjie se van is nie, hulle wag nog eers so rukkie. Nou as die kindjie bietjie ouer begin word en begin bietjie geaardheid kry en persoonlikheid, en hulle sien maar joh, hierdie babietjie is nou nogal 'n feisty enetjie en beklei nogal terug en is moeilik, en dan sit ma se van, nou moet dit ma se skoon se nooiens van kry. Maar as babietjie nou rustig is en jy weet luister mooi en eet alles wat geëet moet word, dan kan dit maar pappa se van kry soos normaal. Nee. Dis mos nou nie hoe so iets gebeur nie. Nog voordat 'n kindjie gebore is hulle geroep tot 'n sekere van. Het hulle klaar daardie titel gekry, daai wat aan hulle vasgekoppel is. En net so nog voordat Milay gebore was, het God gesê, jy is myne. 'n Kindjie gebore binne die verbond van God is nie 'n vreemdeling vir God nie. God het vir Milay elke oomblik bygestaan van haar lewe. En ek wil bietjie meer hieroor uitbrei. Dieselfde is van toepassing met die doop. Bloot omdat Milay nie gedoop was nie, beteken dit nie sy is ontneem van die genade en die verlossing van ons Here nie. Baie mense beskou die doop as presies dit. Maar die doop is 'n toegang tot God. Indien 'n kindjie nog nie gedoop is nie, het hulle nog nie daardie toegang nie. Nee. Dood eenvoudige voorbeeld om hierdie punt altyd te bewys. Die man wat langs Jesus op die kruis was, daar was twee.
Die een het hom bespot en gevloek en vir hom gesê, klim af van hierdie kruis as jy is wie jy sê jy is. Die ander ene langs hom het gesê, dink aan my as u in die koninkryk kom. Die Here se reaksie op hom was, vanaand is jy saam met my in die paradys. Nie is jy gedoop, het jy voldoen aan die, het jy voldoen aan daai nie. Jy is saam met my vanaand in die paradys. Ons moet onthou, geliefdes, dat die doop is nie ons wat na die Here toe tree nie. Dis 'n teken van God wat klaar na ons toe getree het. Van God wat hoe lank terug gesê het, ek sal julle God wees. So om die vraag vandag te beantwoord, wat het Milaitjie gesien toe sy haar oë toegemaak het en weer oopgemaak het in die lewe hierna? Sy het die Here gesien. Hy het haar moeg in kleine ou lyfie kom neem en hy het dit verwelkom. Daar waar sy nou sal wees saam met hom, sal sy nooit weer ly nie, sy sal nooit weer hoef te beklei of te sukkel nie. Sy sal oorweldig word deur die liefde van ons Here. Openbaring 21 vers 4 sê die volgende: Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Hierdie is een van die min tekste wat ons in die Bybel kry, wat vir ons bietjie duidelikheid kom gee oor hoe lyk dit in die lewe hierna. Geliefdes, as ons vandag eerlik moet wees, sê ons en erken ons, Milai het nie 'n baie lang lewe gehad nie. En sy het ongelukkig uitgemis op soveel wonderlike dinge van hierdie lewe vandag. Die wonderlike ouers wat Monique en Christopher vir haar steeds sou gewees het. Maar daar is wel 'n paar dinge wat ons vandag met absolute sekerheid kan sê. Eerstens, sy was geliefd. Van die eerste oomblik van haar lewetjie. Vandat hulle uitgevind het, maar babietjie is op pad. Met haar hartkloppie, haar oogies wat oopgegaan het, van die begin tot die einde was daar nie 'n enkele oomblik wat sy nie geliefd was nie. Tweedens, haar afsterwe, dit is baie swaar. Dit is uitmergelend, dit is dreinerend, dit is onregverdig. Monique het baie van dit aangeraak in haar huldeblyk. 'n Ma en 'n pa moenie die huldeblyk van hulle kinders skryf nie. Moenie die klere uitkies vir hulle kinders nie. Sy het nie verdien om deur te gaan. Dit alles wat gebeur het nie. Maar baie belangrik, dit is nie iemand se skuld nie. Baie kere haak ons vas. Ons kom dalk tot op die punt waar ons sê, maar dit was nie die wil van die Here dat dit so moes uitgedraai het nie, maar dan beteken dit tog, dit moet seker ons skuld wees, dat ons het ergens ietsie verkeerd gedoen? Nee. Ons het dalk nie al die antwoorde en die redes nie. Maar vir elkeen van julle wil ek sê, moenie verlore raak in die soektog daarna nie. Antwoorde bring nie genesing nie. Ons Here doen. Derdens, Milai se lewensverhaal het nie hier op aarde geëindig nie. Die eerste hoofstuk van haar lewe is wel net aansienlik korter as ons sin. Maar deur wat Jesus Christus vir ons aan die kruis kom doen het, waar hy die finaliteit, die mislukking van die dood verwyder het, kan ons vandag sê, sy is nou by die Here. Alle negativiteit, alle lyding, alle ongemak is iets van die verlede, en daar sal sy altyd oorweldig word deur sy glorie. En laastens, die Here sal met elke liewe een van julle wees, en hy sal julle nie alleen laat nie. Deur sy genade en teenwoordigheid alleen is daar genesing. Maar ek moet ook eerlik wees en sê, die genesing gaan nie maklik wees nie. Dit gaan nie vinnig gebeur nie. Maar dit is wel moontlik, deur wat die Here vir ons gedoen het. Treukie vir treukie is wat nou vir julle voorlê.
Reik uit na hom. Hy sal julle gebede antwoord. Hy sal daar vir julle wees en hy sal dit moontlik maak. Amen. Here, al wat ons vandag kan sê is, dit is seer hier binne ons harte. Ons sukkel, ons worstel, ons weet nie waarheen nie. Daar is soveel teenstrydige emosies wat na vore kom. Ons is kwaad en ons wil dit erken, Here, ons wil eerlik wees met U. Ons is hartseer. 'n Lewetjie wat nog soveel tyd hier op aarde kon gehad het. Maar Here, dan is ons ook dankbaar. Ons is dankbaar dat die stryd wat sy beklei het, wel tot 'n einde kon gekom het, dat sy kan rus, dat sy by die Here kan wees. Maar dit maak dit nie makliker vir ons nie. Steeds sit ons met 'n leemte. Daarom vra ons vir U, Here, stap 'n pad saam met ons. Al is dit treukie vir treukie. In party dae gaan ons nie 'n enkele tree vorentoe kan sit nie, maar Here, 3 of 4 terug. Ander dae sal ons weer 'n bietjie vorentoe kan beweeg. Hierdie genesingspad wat voor lê, Here, is nie so maklik soos wat ons dit dalk sal wil hê nie, en baie kere vlug ons van dit wat in ons harte aangaan. Help asseblief dat ons die vrymoedigheid het tot U genade troon om oop en eerlik met U oor alles te wees. U is ons vertrooster, ons geneesheer. En Here, U sal ons nie kwaadlik neem vir dit wat ons dalk in onkunde doen nie. U arms is oop voor ons, gereed om ons vas te druk. Wees asseblief met elkeen hier met die pad vorentoe. Lei hulle en hou hulle vas. Amen. Nader my God by U, nader tot my, net U genade, Heer, maak sondaars vry. Dan sal my lief steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Nader my God by U, nader tot my,
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken.